Welkom terug. Die talentvolle musikant Thys Nortje kuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit. Hoe mooi. Goeiemôre. Goeiemôre. Jette, dankie dat ek julle weer hier kan kom kuier. Hoorie, dis 'n groot voorreg om jou terug Bosgeelbank te hê. Ek sien jou nuwejaarsvoorneming is om meer musiekdinge te doen. Wat beteken hierdie musiekdinge? Dit is so professioneel as wat ek dit kon gestel het, sou ek sê. En dit is maar soveel, dit is maar omtrent so spesifiek soos wat ek dit bedoel het. Of dit nou is om meer vertonings te doen, meer liedjies uit te bring, net meer musiekdinge. Dis hy. Meer goed, ja. Meer goed. Hoor hierso, in 2023 jy geskryf. Ja. En jy was hier met dit. Sedertdien het jy nou al 'n paadjie geloop. Ons het jou al gesien op groot verhoë saam met name en dies meer. Wat het verander sedert 2023? Wat het jy in die laaste 2 en 'n bietjie jaar, 3 en 'n bietjie jaar, wat het jy geleer? Ek dink die grootste ding wat ek in musiekterme geleer het, so ek sê, is om dit te waardeer om saam met ouens musiek te maak. Ek was nogal 'n ou gewees, ek daag by 'n vertoning op, ek speel alleen en dit is hoe ek dit gaan doen, ek skryf alleen, dit is hoe ek dit doen. En toe ek nou 'n bietjie begin saam met mense lekker verhoordeel en goeders, dan begin jy 'n waardering te kry vir hierdie ou ding bietjie anders daaroor as ek. Maar jette, dit is 'n goeie manier om daaroor te dink en dan gebeur daar nogal cool goeders as mense so saam musiek maak. So ja. So jy as musikant het gegroei deur te gaan, weet jy wat, samewerking is dalk beter as altyd net dit op my te probeer doen. Ja, nee, 100%, ek sou so sê en ek dink dit is ook, ek is baie bevoorreg om 'n klompie mense te ken wat lekker saam musiek Nogal redelik talent het. Ja, dit is groot sports en so ja, dit is baie lekker, baie bevoorreg. Het jy 'n gewone dayjob ook of net musiek? Ja, ek het gewone dayjob ook. Ja, deur die week doen ek sagteware ingenieurswese en dan wanneer ek kans kry, maak ek musiek, so ja. Wanneer jy kans kry. Wanneer kry jy kans vir die musiek so tussen deur die regte werk? Ek sou sê dit is wanneer ook al daar oopgaping is, dan probeer ek dit so indruk hier van die kant af. So as dit nou naweke is, as dit na werk is, dit is wanneer ook al ek 'n kans het en die energie het om dit te doen, dan tackle ek dit. So ja. Hoor jy so, mense 'n bietjie praat oor hoe mooi jou liedjie. Dit is ek moet vir jou sê, ek het net vir jou van lig af gesê, daar's 'n stadium in die liedjie wat ek die akkoorde op sekere as hulle so mekaar die chord progression mekaar volg, dan dink ek, dan sien ek die horison. Dis 'n reisliedjie. Ek sien 'n karretjie ry deur bome en is dit 'n reisliedjie? Dis 100% 'n reisliedjie, ja. Nee, dit is wat dit is. Dis hoe dit ontstaan het en ja, ek is baie bly om te hoor dit is hoe dit oorkom ook. So ja. Ja. Dis baie interessant want jy sê jy wil nie vir mense voorskryf hoe hulle moet voel nie, maar jy wil 'n spasie skep waar mense kan droom en hoop. Dink jy ons droom nog genoeg of dink jy ons kom baie keer by 'n plek waar ons half net aangaan met die lewe en nou opdroom? Ja, ek dink ek vang myself ook partykeer daar en ek dink jy moet dit is maar wil nie te ernstig nou daarop infokus nie, maar ek sou sê ja, ek dink dit is belangrik. Dit is hoekom dit is maar wat ek deur my musiek ook wil regkry. Ek wil nie vir mense half voorskryf hierso is die goed waaraan jy nou moet dink nie. Dis maar meer soos hierso is wat ek gedink en gevoel het en as jy daarmee daarbey kan aanklank vind, soos kom saam en dink of voel saam daaroor en ja. Dit was interessant, jy sê ook jou inspirasie wanneer jy skryf verskil so half van liedjie tot liedjie en ek het gehoor jy het 'n verskriklike oulike storie gehad vir inspirasie agter Claudia. Ja. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ja, nee, jette, so Claudia, dit was groot sports geweest. Dit was ek het die liedjie het so 'n paar snaakse stories, maar die skryf ene spesifiek was geweest. Ek het bietjie vasgebrand en ek het hierdie liedjie geskryf. En ek het op matriekvakansie, ek en so 'n paar vriende het saam gaan kamp. En ek sê vir hulle, hoor jy, ek het hierdie liedjie, maar 'n korte lyn en of 'n korte woord en die korte woord. En ek speel vir hulle en ek stop by die deel wat ek dit nodig het en so een ou sit agteroor en hy soos, wat van hierdie woord? En ek soos, ja, dankie baie. En die woord het dit ingemaak en die lyn is nog steeds in die liedjie en nou bestaan die liedjie en ja. Het jy al enige ander hulp gekry van vriende af met een van jou ander liedjies? Ja, nee, verseker, dit is soos partykeer is dit dis nou juist met die saam musiek maak. Ek is nou bietjie meer geneig om op mense se knoppies te druk en sê, hey, hoorie, ek skryf hierdie ding, maar ek bietjie vasgebrand, help bietjie uit. Dit is nou iets wat ek meer doen. Met hierdie spesifieke liedjie, met hoe mooi toe ek nou ek het die liedjie geskryf en hy was
klaar gewees en ek baie trots gewees op die liedjie. En toe ons die liedjie vir die eerste keer nou optree, toe een van die vriende wat saam met my musiek maak, Jaco Smit, hy tree op onder Jacob Funk. Hy soos, okay, kom ons probeer hierdie een gitaarlyn. En hy speel net iets daarso, skiet uit die heup uit en dit toe neem ek 'n voice note en dit het ek soos as ons hierdie liedjie eendag opneem, ek wil hierdie onthou en dit is die gitaarlyn. So ja, dis baie lekker. Hoekom dink jy aanvanklik gedink, okay, jy verkies om alleen te skryf en alleen so half musiek te maak? Is dit iets in jou persoonlikheid wat hou van die beheer? Is jy perfeksionis? Was daar iets spesifiek gewees dat jy aanvanklik gedink het, okay, wag, ek gaan eerder alles self probeer? Ja, ek dink dit daar's maar 'n vieslike streep van perfeksionisme daarso betrokke. En 'n ou dink maar soos, as ek dit self doen, dan gaan dit nou presies wees dit wat ek dit wil hê, maar dan dikwels dan hou jy bietjie te styf vas en dan kry jy tunnelvisie en dan mis jy 'n klompie goeters. En ja, ek dink dit is nou 'n goeie tyd om te besef soos dis lekker om ander mense in te kry. So ja. Kan ons nog musiek verwag hierdie jaar na Hoe Mooi? Want ons gaan nou na Hoe Mooi ook luister en dit is so wonderlik dat daar nog 'n liedjie is. Beplan jy nog musiek vry te stel? Ja, nee, verseker. Ek is nou nog besig om hulle klaar te skryf en te goeter, so ek kan nou nog nie beloftes maak van die volgende liedjie se naam nie. Maar ja, ek is hard aan die skryf en ja. Sjoe. Thys, baie dankie dat jy vanoggend hier gekuier het. Ons kan nie wag om Hoe Mooi ook te hoor nie en baie sterkte vir die jaar wat voorlê. Baie dankie, was lekker om hier te kuier. Dis Thys nog keer bly net daar waar jy is want net hierna sing hy ook vir ons Hoe Mooi.